Nou kuier ons by ek noem hom een van die Indunas in Engel. Hy is 'n jong man relatief, afhangende met wie jy hom vergelyk. Maar hy is een van die ouens wat nou al by 10 van die 12 Promania finals was, 2 keer gewen het. En as hy instap by 'n Promania kompetisie, dan bewe almal se broeke en hy sê, Barend is weer hierso. So, nou moet ons sê, Barend, baie welkom hier by ons. Dankie Werner, altyd 'n voorreg om bietjie by hom te kom kuier. Yes, jy lyk soos 'n splinternuwe sixpence met julle pragtige mooi baadjies. Dan nee, kyk oom. Mooi hè? Wat lekker is van hom as jy kan met hom werk ook. Ja. Ek weet net Ek voel hulle is nou nogal heel lekker aangename baadjie. Hierdie is te wen op 'n stadium, ons sal julle later daarvan vertel. Barend, Winterengel, hierdie seisoen, jy het so rukkie gevat nadat jy nou gaan rus sit en al jou geld spandeer het na die Promania final en maar toe het jy nou ingespring en begin met die Promanias, jy het sommer gou-gou 'n paar gewen. Kyk, en Werner, die rede hoekom ek maar altyd later in die jaar begin is omdat ons maar nog provinsiaal ook hengel en al ons Vrystaat Liga proewe en die ESA's op sigself is in Maart. So die ouens wat op provinsiale vlak hengel kry nie regtig die geleentheid om Promanias te hengel tot en met die winter nie. En dit gee my ook, kan ek sê, kans. Ek is ontsettend lief vir die kouer maande. Ek het nou die naweek 'n video gemaak in die rivier en op die video gesê ek vir hulle, ek weet nie of weet mense wil nou eintlik oordraan en die mense toe daai mite van die maande met die en verstaan ek tot vandag toe nie, maar die lekkerste hengeltyd is maar om in die winter te gaan hengel. Jou visse is groter en wat baie mense nie besef nie, veral in die Vaalrivier-sisteem, by die visse actually beter in die winter. Ja, want jy het nie nou klein bekkertjies wat klaar die hele tyd nie. Kyk, wat mense nie, ons sê altyd, probeer dit altyd maar oordra, ons almal weet die visse moet kondisioneer vir spontyd, so jou groter karpe moet in kondisie bly om te spon. So daai laaste ruk van die winter eet hulle moet net keuse. Ja. Maar die Vaalrivier kan koud raak ook. Oom. Hy's 'n lekker goeie 9 na 10 grade partykeer afhangende van die water. Ek het naweek gesien Sondag toe ons na die video gaan skiet het, dit is al reeds spierwit gery buitekant, so weet dan weet mense dit gaan al in die minusse in. Ja. So ek dink ons is nou in die begin van 3 maande wat ons lekker koud gaan kry. Ja, ek so nou en dan doen ek 'n bietjie open water swimming in die Vaalrivier. In die winter sien ek 'n bietjie op, jy weet, dan is dit so sub 10 grade, so dit is 'n bietjie koel. Dis dan ook om beklei daai visse so stadig. Wat doen die visse in hierdie koue water? Hoe vang 'n mens? Wat moet 'n mens doen? Kyk ek sê altyd vir mense, daar's 2 wêrelde, daar's kompeterende kant van dit en daar is die sosiale kant wat jy bietjie vir die groter vis gaan vang. Nou, as ons dit vat in die sosiale kant waarvoor ek baie lief is in die winter is om van daai groter visse te vang, dink ek is baie belangrik dat die mense pre-feed. Want jy moet daai visse in 'n feeding mode kry. So ek sê altyd vir die mense op die video's, as jy kan, gaan die Vrydag, want jy gaan in elk geval klomp geld spandeer om by daai rivier uit te kom. So vat die Vrydag, sit daai voer in en jy hoef nie baie in te sit nie. Ons doen die vacuum sakke wat 2 kg is. As jy so 3 of 4 van hulle insit die Vrydag as jy daar kom, want daai visse is daar, hulle is nog net nie geaktiveer om te eet nie. So, en wat ek ook altyd vir mense probeer verduidelik is, sprei jou voer oor 'n baie groter area. Help jy dump alles op een plekjie, want daai visse gaan eenvoudig inkom en hulle gaan skoon maak. Soos hulle 'n bietjie kan werk. Absoluut, hulle moet rondswem en jy moet hulle programmeer om in daai feeding mode in te gaan. So, as hy na die 10de mielieput geswem het en gesuig het, gaan hy een of ander tyd as jy 'n aasie daar neersit 'n fout maak, want hy's nou geprogrammeer, hy dink nie meer wat hy doen nie, hy eet. Swem 'n bietjie, eet 'n bietjie, swem 'n bietjie, eet 'n bietjie tot by jou aas in. En die grootste fout wat die mense maak wat riviere toe gaan, en kyk, ek neem al ook nie kwaad nie, want ek was ook so in my beginjare, jy wil voer en jy wil vis vang. Net werk ongelukkig is so nie, jy moet daai voer neersit en ten minste as jy kan vir 6 ure nie karring dan nie. Ek het nou gewonder oor daai storie, want jy sê kompeterende kant en die sosiale kant, maar is daar vir Barend 'n sosiale kant? Kyk hoe kompeterend is jy. Jy kom by die water en by die vis vang of nou iemand naby jou is of nie, dis kompeterend. Dit is die waarheid hoor. Maar ja, ten minste met die kompeterend het ons net 8 ure om dit te doen. As jy hier naweek beplan het, is 'n bietjie langer om dit. Ja, maar dan sê jy in kompetisie met jouself. En met die vorige keer wat jy daar was. Ek sê altyd, daar's so 'n mooi spreekwoord wat ons in die Vrystaat gebruik. Hengel is die enigste sport wat jy nie jou opponente sien nie. So dit maak dit die lekkerste sport wat daar is. Ongeag baie mense sê hulle kompeteer teen die ouens links en regs van hulle, maar in die ren kompeteer jy maar teen die vis, want as jy nie daai gedeelte kan uitsorteer nie, maak jy mense aan jou kant nie eintlik saak. Ja. Dis soos wanneer jy 'n bok gaan skiet, jy moet hom kan sien. Maak nie saak wat die ou langs jou skiet, jy moet nog steeds joune skiet. Dis die waarheid, jy moet raak skiet. Ja. Okay.
Okay, so benadering, behalwe nou vir die voer, wat is die verskil in benadering van 'n sosiale winterhengel teenoor 'n kompeterende winterhengel? Kom ons begin maar eers by die kompeterende kant, omdat ek so lief is daarvoor. Die eerste ding wat ek altyd vir die mense sê, wees maar 'n bietjie meer geduldig. Daai visse byt nie op daai hoë tempo nie. Party dae gaan jy 'n kompetisie wen met 5 tot 8 vis. En hengel bietjie dieper, daai jonger vis is nie so aktief nie. Ek het maar 'n reël vir myself ingebring met die jare. As ek by die oewer kom en ek sien daar draai wel jonger vis, sal ek 'n kort stokkie begin, kom ons sê 'n 65 meter, maar 'n banker in die hele Vaaldam-stelsel is of 'n 115 of 'n 125. So ek sal 'n 65 begin, 'n 125 en as daai kortstok in die eerste 40 minute nie 'n buite gegee het nie, gooi ek voer daar. Net vir die backup vir as daai vis in die warm water in die middag terug wil inkom. So dit vat jou 15 minute, jy gaan nie 'n kompetisie wen of verloor in 15 minute nie, so doen daai moeite, sit daai voer in en vat dan jou ander stok en hengel hom ook dieper. As jy sien daai vis begin hierso van 11:00, 12:00 af wys op jou naderkol, kan jy altyd terugkom. Maar wat meerderheid van die mense baie keer verkeerd doen is as hulle terugkom na die voer toe, kom hulle met 'n baie groot voerbol terug en hulle maak te veel geraas. Jy het reeds gevoer daar, so sit 'n baie klein voerbolletjie aan en probeer hom so saggies as moontlik in die klip ingooi, laat jy nie daai vis skatter nie. Want baie mense gaan dadelik terug en hulle maak jy 'n helse geraas die oomblik as hy die klip getref het, daai visse skuif en dit vat jou in elk geval weer 'n halfuur voordat daai visse terugkom en gemaklik is om te eet. So ek probeer so klein voerbolletjie as moontlik met 'n ligte gesinkertjie net daar dat die plons op die water baie sag is. En met die reël by ons, omdat ons 10 geelvisse kan vang van 300, het ek al baie gevind dat ek in die middag my 10 geelvis kan volmaak op daai voer. Oh, soms so vinnig. Ja, want die oom weet self, geelvis is nie baie gepla oor koue nie. Hulle eet redelik maklik veral in die middag. Maar dit gee jou geleentheid. Die probleem is as jy dit nie gedoen het nie en jy het uit 3 of 4 van daai mooi karpe deur die dag gevang en jy het 4 of 5 vis agter, kan ek altyd terugval op plan B en daai 10 geelvisse volmaak wat my dadelik in 'n eerste plek. Jy sê, as jy daai eerste een gegooi het en jy vang nie dadelik 'n vis nie, dan sit jy 'n bietjie voer in. Hoeveel bolle gooi jy? Hoe groot bolle gooi jy? Wat sit jy in die bolle? Kyk, ek gebruik ons Legacy Feed Plus. Dis 'n baie sagte voer, maar hy het ook baie grys in. En ek het wat ons altyd vir die mense sê, koop sommer Ibiza nommer 1 mielie rys by die winkel en sit hom so 2 koppies van dit by, want dit gaan op die oppervlak van die of op die bodem gaan lê en as daai visse inkom kan hulle dit net dadelik klaarmaak. So dit gee die geleentheid vir daai 3-4 ure wat jy wag vir daai voerkolom aan die gang toe kom. Ek is ook baie lief om dan baie konsentrate by te sit. So ek sal baie keer Delta Force gebruik wat strawberry molassa is. Ons weet die marries is lief daarvoor as die marries buite in die winter, want baie keer gaan jy vang jy daai marries in elk geval tussen daai geelvisse. So sit jy dit dan in die voer of net? Nee, gooi dit net bo op. Maar gooi baie op. So ek sal ten minste 2 50 ml botteltjies of ek voer 'n hele 5 liter emmer uit. Baie mense dink as hulle 3 of 4 sulke balletjies gooi, hulle het gevoer, daai eerste visse wat inkom maak dit skoon. En die mense wat nou al langs my gesit het, weet ek het vir my so, hulle spot altyd hulle sê ek gebruik 'n coil spring, maar ek het 'n verskriklike groot spring wat ek vir myself gemaak het, wat ek ontsettende groot voerbol. So en dit is eintlik maar net om tyd te spaar. Maar ja, maar dan gooi jy ook nie met jou 10 voet stokkie daar nie. Jy vat nou jou ordentlike stok en jy gebruik ek vat 'n 10 voet stok. Vat jy 10 voet stok? Ja, maar daai groot bol. Ja, ek sê altyd die mense wat stokke so maklik breek, pas hulle net eenvoudig nie baie mooi op nie. Want kyk, jy gaan dit nou nie, ons het ordentlike stokke. So dit is nou nie die stok kan die punishment vat. Okay, ja. Maar is nou nie jou is dit dieselfde stokkie waarmee jy gaan hengel dan? Ja, want ek werk hom net so, want oom sal al weet wat feeder doen, hoe akkuraat jy daai visse moet vang. Ja, nie jy loop daai stok uit argumentsaantal 65 en jy gooi daar en jy loop die volgende stok uit en jy mis 'n meter iewers. Ja. Dan is jy nie meer so akkuraat wat jy moet wees. So ek dieselfde stok wat ek voer hengel ek ook. Sal jy iets soos 'n mieliepitte of so ook in die voer sit? Nee, dis iets wat ek my hele lewe lank gedoen het nie. Ek hengel ook nie sommer kompeterend met mieliepitte. Want so weer eens as ek sê sosiaal definitief, dan is mieliepitte my nommer 1 haas. Maar in kompeterende hengel, omdat ons weet die visse verkies of jou jonger vis, daai kilo tot 3 kg visse gaan 10 keer makliker gevang word met 'n floutie as met 'n pit. En jy wil die jong vis vang. En jy wil 'n byt hê. Ja, so Okay, so praat ons nou 'n bietjie weer verder deur jou benadering. So die eerste leerpunt wat ek het is begin 2 afstande, naby ene en 'n verder ene. As hy naby niks gebeur nie, gooi die bolle. Los hom vir 4 ure, kom dan later terug na hom toe, sit hom baie saggies neer, so gebruik 'n klein bolletjie. Okay, wat is nou die volgende punt? Kyk, van daar soos ek sê, weer eens sal ek dan my tweede langstok gooi, maar ek gaan
kom ons sê ons het 'n 125, gaan ek nie weer op 125 my tweede stok gooi nie, gaan hom verbygooi. En as jy 'n byt kry, merk net jou lyn met 'n koutjie, laat jy net min of meer heeltyd in daai area kom as jy 'n byt gekry het. Okay, so jy gooi hom nou verby en aan die oomblik as jy 'n byt kry, terwyl jy die vis speel, eerste ding vat jy jou koutjie in jou mond. Ja. Okay, maar dit moet die ouens onthou. Kyk, as hulle bang is, hulle vergeet daarvan, al wat jy doen as jy die vis aangeslaan het, klip hom maar die eerste keer in, en die tweede keer as jy hom weer in die inhakke gooi, klip hom uit en merk. Okay. Want ons het dit al gevind ook in die verlede, as jy nie baie vis vang nie, partykeer is dit asof as jy te akkuraat hengel dat dit ook nie werk. Ja, dit sien ons by die feeder veral. Ja, en dan, dis ook maar ek my tweede stok nie op dieselfde afstand sal gooi as jy 125 nie, jy moet ten minste een banker hê. Daai gooi jy net verby, maar een keer kan die koutjie op die punt van die stok wees en die ander keer kan hy nog net uit die katrol uit wees. Ja. So laat jy maar net heeltyd daai stukkie speel mee. Jy praat dan van vicinity eerder as om op hengel meer op area as wat jy kolletjie hengel. En ek dink wat belangrik is van winterhengel, ek het dit nou gesien hierdie laaste tyd, ek het nou by Koppiesdam gaan hengel en by Flamingo by ook is, ek probeer maar 'n groter hou, omdat jy nie so baie kere gaan in en uittrek, so ek sê die byttempo gewoonlik in die winter is enigiets van 45 minute tot 90 minute. En baie keer moet jy maar net op jou hande sit vir daai 90 minute, want oom weet self, vis het partykeer net daai ritme. As jy naby daai 90 minute kom, dan voel jy al daai vis gaan eet, en as jy hier by 93 minute kom, dan sien jy die vis byt. Maar baie mense het net eenvoudig net daai geduld om te wag nie. Ja, en ek van en ek dink dis in die winterhengel is dit baie belangrik om 'n stopholusies te hengel. En nie sommer as jy vis byt is dit regtig nou nie eintlik so belangrik nie, maar in die winter is dit spesifiek want 'n uur en 'n half kan baie vinniger verbygaan as wat jy dink. Ja. So en of dit voel soos 'n ewigheid en dan trek jy die stok dalk op 60 minute uit wat so byt net vas, jy sal sien, weet, en ek glo almal wat nou kompeterend gehengel het sal sien 'n vis het maar 'n mate van 'n ritme. En in die somer is dit dalk 'n 15 minute ritme en in die somer is dit dalk 'n 70 minute ritme. So kry net daai ritme op die dag en moenie jou stok uittrek voor daai tyd nie verby is nie. Dippies, ons het nou so 'n bietjie van kamera afgepraat oor winterdips en of daar so iets bestaan. Maar ek sien jy twee dippies hierso wat jy sê regtig waar daar is winterdips en daar somerdips. Kyk weer eens ek sê die mense wat my ken en wat al langs my gehengel het, weet ek is ontsettend lief vir konsentraat en ek sê altyd vir die mense, as jy so 'n klein voerbolletjie in 'n massa water gooi soos Valdam, wat gaan daai vis tot by my aas kry? En opinies verskil daaroor, maar vir die laaste 12 jaar werk dit vir my. Ek hengel met baie konsentraat op 'n voerbol en wind of nie wind nie, dit het geen effek op my hoeveel ek op my voerbol sit nie. Ek het een van my vriende in die Vrystaat Aaspan toe hulle so 'n paar jaar terug ingekom het, toe sê hy vir my, maar as die wind nie baie nie, sê ek vir hom, Michael, dan gooi ek net meer op. En hy het dit toe nou gaan doen, so en hy het dit vir hom gewerk, van daar vir self iemand wat die balle flat. En ek is baie lief vir sterker konsentrate, en dit is hoekom ons met die twee nuwe gekom het. Die chill factor is 'n baie sterk fluoresien almond, en ons almal weet almond is daai neutrale geur wat maar net vir jou gaan visvang reg deur die jaar. En dan het ons Yoashishwa wat 'n hot spice is. Die mense wat wonder wat dit beteken warm. En ek beloof julle, as jy daai eerste katrol trek kry op baie koue oggend, gaan jy 'n warm gevoel in water. So, maar as ek kom so ryk net sommer so wat. Ja. So en ek sê altyd vir die mense Werner gaan maak hom, en ek weet nie baie winkeleienaars hou nie daarvan nie, maar draai die propie af in die winkel ryk hom. Ja. En ons het ons spesifiek wit gemaak. Ons almal weet ons het die laaste tyd ontsettend baie reën gekry, so die damme se water is murky op die oomblik, en ons almal weet daai wit wolkie, weet as hy visie in sy roete verbykom en hy kom maar verby, is daar net iets wat hom moet weet sy aandag trek. In die oomblik en soos die mense ons het al baie keer vir hulle verduidelik het, 'n wolk onder water maak eintlik 'n feeding frenzy vir visse. So die oomblik as hulle dink daar's 'n wolkie, dink hulle maar soos visse wat hulle neus in die modder gedruk het, so hy maak daai wolk en daai vis gaan dadelik kom kyk wat daar aangaan. En 9 uit 10 keer uit gaan hy begin suig en hy gaan jou aas. Okay, en hierdie veral met hierdie witte, en as jy hom so baie opgooi, dan maak hy nou deur iets soos wat hy afgaan in die water, maak hy nou daai hele kolom, maak hy daai murky. Weet en daai wat Werner nou daar verduidelik, dink ek speel ook 'n baie groot rol wat baie van die nuwe hengelaars nie besef nie is. As jy nie in 'n inhaak of op 'n lynmerk, en die lynmerk moet jy nog steeds nie net as jy sien hy is uit om laat verbygaan, jy trek jy stok terug, jy druk die katrol vas en jy sit hom neer. Want die manier hoe jou asie of jou voerbol die water tref, as jy hom teen 'n angle laat tref, waar die water tref en waar op eindig is glad nie op dieselfde plek nie. Jy moet hom stop en jy moet hom stop en laat, soos oom nou sê, laat daai wit deur die waterklom reguit af. En ek probeer dit altyd vir mense sê, en baie keer as ons so kompeterend hengel vir al op klapvlak, dan sien jy die mense doen dit nog steeds nie reg nie. Weet daai, in elk geval slaan hulle alles bo af.
So om effektief met konsentrate te hengel, moet jy daai voerbal doodstop en dat hy eenvoudig net reguit deur die En dit water beteken nie as jy gegooi het, jy hou hom so totdat jy in die klip is en dan kom hy 5 meter terug. Ja. Dit help ook nie. Jy Ja. moet hom vang en saggies neersit. Ja. So jy het daai paar meter nodig om hom sy snelheid te verminder en hom dan mooi neer te sit. En dan weer eens as jy dan, omdat ek so lief is vir baie konsentrate, in my hart kan ek terug gaan sit op my stoel en ek weet vir 'n uur en 'n half is my konsentrate nog by my voerbal en dit skuif in die waterkolom. So as daai vis in enige radius van kom ons sê 10 meter verbykom, gaan iets sy aandag trek. Ja. En ons almal weet 'n vis het 'n ontsettend goeie reuksintuig, so hy gaan kom kyk wat daar is. En so ek sê baie, daar is mense wat verskil met dit, maar Ja. vir 12 jaar werk dit. Ek wil nou net sê, niemand kan verskil met resultate nie. Ja, so Dit is nog steeds die bewys. en ek sukses maar vertrou hom. Ek het baie vertrou in die Legacy se produkte. So maar wat ek ook vir die mense kan sê saam met Iwasishwa wat hulle kan gebruik is ek het nou genoem ek voer met die Delta Force wat 'n strawberry molassa is. En ons het een wat se naam Furious is wat die strawberry molassa garlic is. So ek sal altyd die Iwashisha eerste opsit of die chill factor en veral wintermaande die molassas die Furious of die Delta Force bysit want as kind het ons baie in die winter gehengel saam met my ouers en ons het altyd die high protein molassa blokke gevoer. En baie keer as jy van daai visse vang, sien jy daai swart ring binne daai visse. Hulle eet dit want daar is sout en minerale in dit. So dit is iets wat die visse in die winter nodig het. So ek weet hy wil die minste doen vir die meeste waarde. So die oomblik as hy daai reuk van dit kry en molassa en die spice cloves werk in elk geval nog goed vir my al die jare saam in die winter veral as jy wag vir daai. Watter aasprodukte hardloop saam met hierdie oudjies? Ek dit is weer eens kom as ek wintergewys praat, is ek baie lief om met een of twee, baie keer sal ek net 'n single karibakkie opsit, maar met die wurmnal, of ek sal 2 teen my lyn opsit en ek is baie lief om die Iwashisha float gaan baie goed werk want dit gaan 'n halkie float wees, of ek is lief om ons Dragula cloudies te gebruik wat 'n garlic is. Want weer eens as ek is baie lief om in die winter te hengel met baie sterker reuke. So ek weet as daai vis daar verbykom en dit is weer eens 'n ding wat vir my selfvertroue gee. Ek weet daai kariba wurm gaan op daai aas of op my hoekie wees na 2 ure. Maar omdat ons kompeteerend met 2 hoeke hengel, sal ek altyd op my boonste hoeke float hengel. Ek is baie lief, ons het ons harde anysflout nou laas jaar in die winter gelons en dit doen nog steeds baie goed en ek is baie lief om my single harde geel anysflout terug in my voerbal in te druk vir as hy kar verbykom en hy stamp of kom ons sê in elk geval oor 'n uur as jy voer geblus dan hang hy nou in die lug. So daai vis het eintlik 2 opsies, wil hy op die grond eet of gaan hy die asie eet wat op die bodem lê. Ja. Okay, so in hierdie geure het jy dan nou in elk geval ook 'n mieliepitte en 'n flouties en alles wat saam met hom gaan. Dus dan weer eens ek sê ek sal sê 90% van die mense in Suid-Afrika hengel nie kompeterend nie. So weet hulle gaan naweke saam met hulle families uit na die damme en die riviere toe. Hulle gaan daai pre-feeding doen om 'n suksesvolle naweek te hê. En net om beide te noem, ons het 'n klomp boosters ook en ons is op pad om 'n paar nuus te maak. Wat ek is baie lief om dit by my en weer eens ek sê jy het net 'n 8 ure tydperk of baie keer sê ek vir die mense 6 ure tydperk wat jy gevoer het, want jy wil daarom Saterdagoggend begin hengel. So die boosters wat ons dan bysit, kyk net baie vinniger in die waterklom en dit bring die vis baie vinniger terug na jou toe. En dit gee jou die geleentheid die Saterdagoggend as jy ingooi. Jy gaan sommer sien as jy Saterdagoggend opstaan, as jy kon resist om nie 'n stok deur die aand in te gooi nie, sal jy dadelik die visaktiwiteite voor jou sien en dan weet jy daai visse is besig om te voer en jy gaan hulle kan vang. Maar dan weer eens as ek sê, dan het jy nou mieliepitte gevoer, daai vis is gekondisioneer op dit, jy gaan hom vang op mieliepitte. Ja, ek is natuurlik ek het nog selfs kompeterend. Ja, ek weet. Ek het geen probleem om 'n mieliepit te gooi op selfs oeverhengel op die ander hoek. Op feederhengel sit ek 1 mieliepit en 1 flout, Ja. Warren, baie dankie vir goeie raad vir die winter. En dankie dat jy altyd so oop en eerlik met ons hengelaars gesels. Nou ja, julle gaan natuurlik so 'n ou pakkie kan wen ook as jy deel is van 4 Anglers. En jy is 'n lid, gaan jy 'n bietjie later in die trekking wees en ons gaan vir jou so 'n pakkie weggee met komplimente van Legends. Ons is nou weer terug met nog 'n paar interessante goedjies.